Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van APK Leidenburg en ons gesels verder oor ons tema geloof en praktyk. Dit is ons laaste voorbeeld. Dit is die voorbeeld van Rahab waarvan ons lees in Hebreërs 11 vers 31. Ons lees daar, hierdie geloof het Rahab die hoer nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. Nou die koninkryk van die Satan sal eendag in die volheid van die tyd tot 'n val kom. En die apostel Petrus leer ons in 2 Petrus 3 vers 9 tot 10, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Die Here is vandag besig om mense van alle plekke in die wêreld, vanuit alle lewensbane bymekaar te maak, sodat hulle sy kinders kan wees. En God roep hulle deur die Heilige Gees, wat deur die verkondigde evangelie in hulle werk. En ons sien baie mooi voorbeelde hiervan in Rahab. Sy was 'n prostituut, 'n vrou wat in sonde gelewe het, en sy en al die mense in die stad van Jerigo het God se groot verlossingsdade vir Israel gehoor. En die meeste mense in die stad het hulle rug teen God verstyf en hulle het hulle stadsmure beman en die stadspoorte gesluit in 'n poging om God te weerstaan, maar Rahab het anders gereageer. Sy het gehoor en geglo dat God die God is van die hemel daarbo en van die aarde hieronder, en sy het haarself vir God se genade neergewerp en haar geloof in God bewys deur om die spioene in vrede te ontvang, hulle weg te steek en hulle te help om te ontsnap. God is getrou om mense wat na hom soek en glo dat hy is en sy verlossing geloof aanneem te red. Rahab het nie saam met die stap omgekom nie en sy het deel van God se volk geword. Inteendeel, sy het met 'n Israeliet getrou en haar seun se naam was Boas en Boas sou met Rut trou, 'n Moabitiese vrou, en hulle seun sou Obed wees en Obed sou die pa van Isaai wees en Isaai die pa van koning Dawid. En uiteindelik sou die Here Jesus uit daardie familielyn gebore word. En vandag roep God mense uit die wêreld uit na hom toe. En dis die oorwinning wat die Here wil hê ons moet doen. Hy wil mense deur geloof in Jesus na hom toe bring. En God se plan om dit te laat geskied is deurdat ons die evangelie verkondig en die Heilige Gees werk in mense se harte deur daardie verkondigde woord. En God gebruik daardie mense soms baie kragtig in die koninkryk van God. Met alles begin deur die evangelie wat verkondig word. God se strategie is nie altyd wat ons wil hê nie, maar dit is 'n kragtige strategie. En ons moet na God luister en sy plan volg, wanneer mense tot bekering kom, selfs mense wat ons nooit sou verwag nie, moet ons hulle omhels en deel maak van ons. En is tog die Here Jesus se opdrag. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Na wie luister ons? Luister ons na die Here en na sy wysheid, of wil ons eie planne volg? Laat ons doen wat die Here wil hê ons moet doen. Laat ons die evangelie verkondig. Laat ons kerk wees hier op aarde. Laat ons sy koninkryk bou. Laat mense tot bekering kom. Want die Here sal self die vyand oorwin. Maar ons taak, is om die evangelie te verkondig. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat mense tot bekering kom en maak ons dapper om die getuies te wees. Laat ons die evangelie verkondig in die geloof dat u woord nie leeg na u terugkeer nie. Laat ons arbeid in die koninkryk nie ter vergeefs wees nie. Amen.